Vanoggend het ons gepraat oor die verskillende rolle van die Heilige Gees in ons lewens. En ons het gesê dat die woord vergelyk om Jesus vergelyk met die trooster, maar dat hy eintlik baie meer is as die trooster. Dat die oorspronklike woord wat vir hom gebruik word is die parakleet. En dit het 'n klomp betekenisse. En eerstens het ons gesê hy is ons advokaat. Hy tree vir ons in, maar nie net intree nie, soos 'n advokaat vir ons regsadvies gee hier op aarde, so gee die Heilige Gees vir ons advies oor elke dag, oor alles wat ons moet doen, al die probleme wat ons teekom, gee hy vir ons advies oor hoe om dit te hanteer. En volgende het ons mekaar gesê, hy is ons bemoediger. Want hy's meer as net 'n trooster, dis meer as net 'n tap op die skouer wanneer jy nie lekker voel nie, maar hy's 'n bemoediger. Hy bemoedig jou, hy encourage jou. Hy is die ou wat langs die baan staan en op die paviljoene staan en skree, hou bene, hou bene, hou. Dis wat hy doen. Hy is jou bemoediger. En al hierdie goed kan net vir jou waar word, het ons gesê, wanneer jy dit weet. Die woord van God sê, my volk gaan ten gronde weens 'n tekort, gebrek aan kennis. Ons weet nie wat die Heilige Gees doen nie, daarom ervaar ons dit nie, daarom beleef ons dit nie, daarom sien ons dit nie in ons lewens nie, want ons weet nie. Verder in die woord van God sê hy, as julle wat sleg is, weet om vir julle, as julle aardse vaders wat sleg is, weet om vir julle kinders iets goeds te gee, hoeveel te meer julle Vader wat in die hemele is nie. Dink julle hy sou die Heilige Gees vir ons stuur, sodat hy tydig en ontydig by ons is? Sodat hy af en toe vir ons wil werk? Sodat hy nou en dan, wanneer hy lus is, vir jou wil deurkom? Nee, hy's altyd daar, en hy's altyd beskikbaar, maar ons weet nie, ons kan na hom toe hardloop nie. Ons weet nie, ons kan na hom toe gaan nie. En dis wat ons vanoggend vir mekaar gesê het, en die derde punt, wou ek sê, die parakleet, die Heilige Gees, is ons gawegewer. Nou, ek hoop ek het dit reg gesê, die Engels is gift giver, is dit reg in Afrikaans, gawegewer. Dit het vir my baie vreemd geklink toe ek het uittik, gawegewer, dit klink soos iets wat ek in my ouds moet gooi, vir dit om bietjie meer aanvulling te hê. Maar dit is seker een van die belangrikste dinge om te besef. En kan ek vir julle 'n geheim deel oor hoekom ons Pinksterdienste so groot sukses was? Is want niks wat hier gebeur het uit 'n enkele persoon uitgekom nie. Niks wat hier gebeur het gekom omdat iemand gedink het, ek is oulik genoeg en ek kan hierdie dinge maak werk nie. Maar omdat ons totaal en al op die Heilige Gees gewag het. En omdat ons sy aangesig gesoek het. Omdat ons gesê het, Here, ons offer ons tyd op, ons gaan vroeg kom bid, Here. Omdat ons tyd opgeoffer het en gesê, Here, ek gaan die aanddienste bywoon, al is dit nie vir my gerieflik nie, ek gaan kom. Want ons het besef, dit gaan oor die Heilige Gees. Ons het besef, hy is die een wat vir my die gawe gee. Hy is die een wat deur my die werk kan doen. Dis nie ek wat oulik is nie. So dis 'n belangrike ding om te besef, dat elke gawe kom van die Heilige Gees af. In 1 Korintiërs skryf Paulus aan die gemeente in Korinte, en ek weet nie of julle al nou hierdie snaakse video's gesien nie, maar dit is so 'n tekenprentjie van 'n ou in Korinte, dan maak hy die skraal so oop, die brief, en dan kom maar so vuis deur die brief en hy slap hom tompel en pers en sy oog is blou en sy neus bloei. Want as jy Korinte reg lees, is dit min of meer hoe dit is. Dis 'n klomp harde houe. Paulus het nie teruggehou vir die gemeente in Korinte nie. Hulle het aangejaag. En veral rondom die gawes, het hulle het sommer uitbundig geraak. Een van die dwaalleerlinge wat hulle geglo het, is dat Jesus was net 'n goeie idee. Dit het nie regtig deur hom gekom nie. Hy was maar net 'n goeie mens gewees en hy's maar net 'n tipe van 'n voorbeeld wat ons moet naleef. Maar die Heilige Gees, ons het nie eintlik Jesus nodig nie. Baie van hulle het uit hulle eie sommer net in
wat is nou die regte woord, onoorspronklike, fake tale gepraat en geprofeteer. Sommige net geleide gemaak. Hulle wou gekyk het, wie kan die hardste wees en wie kan die mees uitbundigste wees en wie kan die lafste wees, want dit het vir hulle gegaan oor die show. En daai gawe het nie uit 'n plek van opregtheid gekom nie. As 'n gawe uit 'n plek van opregtheid uitkom, uit die Heilige Gees wat jou aanspoor en jou bekragtig om dit te doen, dan gaan lewens verander word. Dit gaan nie oor jou gaan nie, maar dit gaan oor die koninkryk van God gaan. Dit gaan wees sodat Jesus Christus die eer en verheerliking gaan kry. Maar hy skryf aan die gemeente in Korinte, in Korintiërs 12 vers 1 tot 3, en ons verder in hierdie lys kry ons 'n groot gedeelte wat vir ons die gawes lys. Maar hoor wat sê hy? Hy sê, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat toe julle heidene was, julle dikwels na die stom afgode meegevoer is, op watter manier julle ook daartoe verlei is. Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat sê, Jesus is vervloek nie. En niemand kan sê, Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. Nou, dit is 'n baie confusing vers. Dit het my 'n hele ruk gevat om hom mooi uit te figure. En om mooi te verstaan, wat probeer Paulus nou eintlik hier sê? So vers 1 sê hy, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek nie hê julle moet onkundig wees nie. Nou, wat hy daarby bedoel is julle moet besef dat dinge nou 'n bietjie anders te gaan werk. Vers 2 praat hy van julle was meegevoer agter 'n klomp stom afgode aan. En julle was gewoond aan 'n ou manier van dinge doen. Sien, die Grieke en die Romeine van daai tyd het agter 'n klomp gode aangehardloop. Daar was 'n God wat van vrugbaarheid. En daar was 'n God wat jou kon finansiëel seën. En daar was 'n God wat as jy in oorlog was, dan bid jy vir hom. En as jy nuwe lewe wou gehad het, dan bid jy vir hierdie ene. En as jy, ek weet nie, bossies in jou tuin het, dan bid jy vir 'n ander God. Ek weet nie wat het hulle al voor gebid nie. Maar hulle het hierdie show gehad en dit was 'n klomp verskillende goed en daar was verskillende priesters vir elke God gewees. En elke priester het 'n ander ritueel gehad en dingetjies wat hy gedoen het. En hulle het daai manier van dinge gehad en wou dit net so toepas op die Heilige Gees. En gedink, ek is nou die profeet van hierdie huis. So julle moet vir my luister, ek profeteer en as ek profeteer ek 'n ding raak. En julle moet almal net versigtig wees. En dan was een wat gedink het, ek is die geneesheer van hierdie huis. As jy siek is, kom sit net hier in my skaduwee. Moet jy nie worry nie. As jy lank genoeg hier sit, gaan jy heeltemal gesond wees want ons gaan jou begrawe. Hulle was so agter 'n dwaalspoor aangewees. En daarom sê hy vir hulle, ek wil hê julle moet nie onkundig wees nie, word bietjie wakker rondom hierdie dinge. Dit werk anderste. En dan sê hy, seker vir my wat vir my die heel die mekaarste was. Hy sê, daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat sê, Jesus is vervloek nie. En niemand kan sê, Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. Tot ek gelees het, dat hulle eintlik tot 'n mate toe in daai gemeentes Jesus begin ontken het. Asof hy is maar die tuinskrif iewers te onder aan 'n bladsy. Ja, hy was daar en hy het goeie goed gedoen. Jy kan nie gawes deur die Heilige Gees verrig en nie Jesus verheerlik nie. Jy kan nie sê ek is besig om hierdie uit my eie uit te doen nie. Jy kan nie sê ek het nie Jesus nodig om hierdie gawes te doen nie, want dan indirek is jy besig om Jesus Christus te vervloek. Dis waarvan hy hier praat. As jy gawes uit jou eie krag uit wil doen, en dis die erns van die saak, is jy eintlik besig om teen Jesus op te staan en te sê, kyk, ek kan ook. Kyk, ek kan ook gawes doen. Ek het nie nodig nie. Niemand, wat hy eintlik sê daar is niemand kan 'n gawe uit homself uit doen nie. Jy kan nie sonder Jesus Christus mense gesond maak nie.
Jy kan nie sonder Jesus Christus iemand uit die dode uit opwek nie. Jy kan nie vir iemand anders te bid om hulle tale te ontvang as die Here dit nie deur jou doen nie. En dan sê hy die teenoorgestelde is ook die waarheid. Jy kan nie sê Jesus Christus is in beheer as die Heilige Gees nie binne in jou is nie. Meer spesifiek, hy sê, en niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. Ek het dit vanoggend ook so vinnig gesê, maar het jy geweet dat tot jou geloof wat jy ontvang het, of die bietjie motivering wat jy ontvang het, toe jy verlore was om by God uit te kom nie eers uit jouself uit nie, maar was God gewees wat jou nader getrek het. So kom hy sê, daai geloof is 'n geskenk van God af. Jy was nie eens uit jou eie uitoulik genoeg om by God uit te kom nie. As dit nie vir hom was nie, het hy jou hiernatoe getrek. So hoe dink jy, kan jy enigiets doen sonder die Heilige Gees vorentoe? Enige een van die gawes, alles moet jy deur hom doen. Sien, Paulus sê dat daai gawes kom nie van die Heilige Gees af nie. As dit gaan oor jou, en dit gaan oor die show wat jy opsit, en vir jou om die eer te ontvang, en hier's eintlik die hartseer van die saak. Dat daar het goeie goed gebeur. Daar het goed gebeur wat die mense se oë laat rek het, en dan dink, wow, hier moet reël wees. Maar kan jy vir jouself indink waar dit vandaan gekom as dit nie die Heilige Gees was nie? Kyk, jy gaan nog steeds goed uitgerig kry, maar dit gaan nie ewigheidswaarde hê nie. Dit gaan nie ewigheidsskade hê. Jy gaan eintlik meer skade doen tot in die ewigheid as wat jy goed doen, as dit nie van die Heilige Gees afkom nie. Ek sê, as jy die eer ontvang, kom dit nie van die Heilige Gees, maar as God die eer ontvang, dan is dit die Heilige Gees. En as mense tot bekering kom, as mense na dit die Here loof en aanbid, soos wat die mense dankbaar was teenoor die Here, ons het die getuienisse gehoor van wat Pinkster hier gebeur het. As dit gebeur, dan weet ons dat dit die Heilige Gees was en geen mens nie. Want hy sê dit, geen mens kan sê Jesus is Here behalwe deur die Heilige Gees nie. Die gawes wat die Heilige Gees deur jou laat werk, sal altyd mense na Jesus toe laat draai en nie na jou toe nie. Jy sal altyd mense se oë laat rig op die koning van die konings, op die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees deur jou werk. Daarom moet jy besef, waar kom die gawes vandaan? Verder in 1 Korintiërs 12 sê in vers 11, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. Soos hy dit wil. Wanneer hy wil hê, jou gawes moet werk, dan sal jou gawes werk. En ja, die Here gebruik sekere mense meer spesifiek in 'n sekere gawe. Daarom het party mense die gawe van profesie sterker as ander mense. Daarom het party mense die gawe van lering gee sterker as ander mense. Daarom het party mense die gawe van genesing sterker as ander mense. Maar die Heilige Gees gee dit nog steeds aan elkeen soos hy wil, wanneer hy wil. En baie keer bring die Here ons by 'n situasie, sê nou maar ek het die gawe van lering, en die Here bring my tot iemand se siekbed. Dan dink ek in daai oomblik, nee, maar ek kan nie. My gawe is lering, my gawe is nie genesing nie. Ek gaan iemand moet gaan soek. Waar is iemand? Wie het almal genesing? Kan julle gou julle hande opsteek? Hier. Nee. In daai situasie as die Here jou tot daar gebring het, wil hy jou gebruik. Want hy kan dit vir jou gee wanneer hy dit vir jou wil gee, en hy kan jou gebruik wanneer hy jou wil gebruik. Ek wil nie te lank nog praat nie. Maar ek wil regtig die Here vertrou dat hy ons gawes weer sal wakker maak binne in ons. Dat hy die gawes wat hy vir ons gee,
weer sal wakker maak binne in ons. En al hoe dit gebeur, is as die Heilige Gees en Jesus Christus met sekerheid weet, dat as hulle jou gebruik, gaan jy nie die eer wil hê nie. As hulle besluit om jou toe te vertrou met die gawe, moet hulle weet dat al die eer na hulle toe gaan en na God toe kan gaan. Dis soos om te wil kar bestuur sonder 'n lisensie. As ek nie 'n lisensie het nie, dan moet ek eintlik nie kan kar bestuur nie. Ek mag nie, dis verkeerd. Net so as ek die eer vir myself wil hê, dan gaan ek nie eintlik mag met die gawes werk nie. Want daai eer moet nie my toe kom nie. Maar as ek my lisensie het, as ek weet, Here, ek gaan vir U al die eer gee, Here, as U deur my werk, ek weet hierdie persoon gaan getuig en hulle gaan U naam groot maak. Here, help my om U koninkryk uit te bou. Ek wil vir jou sê, daar's amper niks wat jou gaan kan keer nie. As jou fokus gerig is om die koninkryk van God uit te bou, om die liggaam te dien met die gawes, sodat die liggaam gesond kan wees en kan uitgaan in die wêreld in, en sodat die liggaam die lig vir die mense daar buite kan wees, dan sal die Here jou gebruik in die gawes wat hy jou toevertrou het. Maar hierdie twee dinge is belangrik. Onthou waar kom dit vandaan en onthou vir wie is dit. Kom nie uit jou uit nie en dit is ook nie vir jou nie. Ek het 'n baie oulike vergelyking gehoor van 'n pastoor wat eendag gesê het, hoeveel appelbome het jy al gesien 'n appel eet? Of hoeveel lemoenbome het jy al gesien 'n lemoen eet? 'n Boom is nie gemaak vir sy eie vrugte nie. Dit is gemaak om gedeel te word, dis vir die mense daar buite. Hulle moet kan eet aan die vrugte wat God vir jou gegee het. En hulle moet God dankbaar wees daarvoor. So as jy notas het, skryf die volgende teksgedeeltes neer. Want is dit oukei as ek vir julle huiswerk gee? Is dit reg? Is julle fyn daarmee? Okay. So soos wat ons nou vanoggend gesê het, al wanneer jy die Heilige Gees gaan beleef en ervaar, is wanneer jy weet, al hoe jy die gawes van God weer gaan beleef en weer gaan sien en weer in jou lewe gaan voel manifesteer, is as jy weet wat dit is. As jy weet wat is die gawes wat God 'n mens toevertrou mee. So daar's 3 hoofgedeeltes in die woord van God waar ons die gawes opkry. En julle kan maar die hele hoofstukke gaan lees want dit is belangrik. Romeine 12. Skryf dit neer, Romeine 12. Efesiërs 4. En 1 Korintiërs 12. Nou die huiswerk wat jy het, is om jouself bekend te gaan maak met die gawes wat daar buite is. Gaan maak jouself bekend met wat is die gawes wat die Heilige Gees vir ons kan gee. Ons kan so vinnig deur dit gaan. En dis nou nie almal nie, dis ook nie in volgorde van belangrikheid nie, maar dis net sodat jy 'n idee het wat dit is wat God jou voor kan gebruik. So die gawe van administrasie is die vermoë om mense, hulpbronne en take doeltreffend te organiseer sodat dinge glad verloop. Jy het al iemand ontmoet wat in chaos inloop, orde skep en dit werk net. Ken julle sulke mense? Wat net by 'n plek inloop en dit werk net, die dinge val net in plek. Dis die gawe van administrasie. Die gawe van apostelskap. Die gawe om nuwe gemeentes of bedieninge te stig en te lei. Om 'n behoefte te kan raak sien en te sê, hier kort ons iets, kom ons begin iets. Die gawe van onderskeiding is die gawe om geestelike invloede en motiewe te kan onderskei.
evangelisasie, die gawe van evangelisasie, is die gawe om duidelik met nie-gelowiges nie, die goeie nuus van Jesus Christus te kan deel. Ek kan vir iemand vertel van Jesus Christus, woord vir woord dieselfde storie gebruik. Iemand met die gawe van evangelisasie, sal daai ou so opsweep, dat hy 17 ander ouens gaan haal om ook te kom luister, maar ek het nou net vir myself die storie vertel en hy gaan niks onthou nie. Dis die gawe van evangelisasie. As die Here jou gebruik, dan maak dit 'n impak. Die gawe van bemoediging is die gawe om ander op te bou, te motiveer en aanspreeklik te kan hou. Dis nie net die gawe om vir iemand te sê, hey, hou bene hou. Dis die gawe om vir iemand te sê, hey, ek sien jy is weer besig om bietjie terug te val. Ek sien jy is weer besig om bietjie aan te jaag. Het jy nodig dat ons weer koffie drink? Dis die gawe van bemoediging. Die gawe van geloof. Het jy al mense ontmoet wat die lewe kan hulle ongelukkig net nie onderkry nie. Dis gewoonlik hierdie mense, dit lyk asof hulle kop in die wolke rondloop. Alles is net lekker en dis altyd net goed. En as jy van vra hoe gaan dit, sy kar kon nou net afgebrand het, dit gaan goed. Dis mense met die gawe van geloof. Hulle het die vermoë om op God te vertrou vir bo-natuurlike en besonderse werke. Die gawe van gee. Jy geweet, dis 'n gawe om te kan gee. Dis 'n gawe van God af om met blymoedigheid te kan gee. Dis die gawe vir vrygewige dade en met vreugde en oorgawe te kan gee. Die gawe van gee. Die gawe van genesing is die gawe om fisiese, emosionele en geestelike genesing te kan bevorder. Dis nie alleenlik fisies nie. As jy die gawe van genesing het, is dit emosioneel en geestelik ook. Kan jy of vir iemand bid, of met hulle praat, of hulle net deur daai situasie help. Die gawe van hulp, of om 'n helper te wees, is die gawe om agter die toneel te dien met nederigheid en flinkheid. Dis die gawe om te kan help. Ek het saam met 'n ouetjie in Parys gewerk. Hy het die gawe gehad om te kan help. Hy het net, ek weet nie of hy 'n ekstra stel hande gehad het, en of hy 'n kloon van homself gehad het, of wat, was hulle eintlik 'n vierling wat so as een geopereer het nie. Ek weet nie hoe nie, maar hy was altyd daar, en hy het altyd alles gedoen. Ons het 2 van hulle in hierdie gemeente ook, so die 2 jong van Lille, die gawe om te help. As jy hulle sien, is hulle daar, en hulle is betrokke. Gawe van gasvryheid. Wanneer was dit? Dit was die Saterdag voor Pinkster. En ek gaan nou, dis nou op niemand gemik nie, so asseblief moet nou nie vanaand in die bed gaan lê en wonder, wie het hy gaan kuier, by wie was dit nie? So ek het al by mense gaan kuier, dan sit ek daar so ongemaklik en styf, en ek weet nie wat om te sê nie, en hulle weet nie wat om te sê nie, en niemand weet wat aangaan nie. En dan het ek al by ander mense gaan kuier, dan dit voel asof dit familie is wat ek het hulle net laasweek nog laas gesien, maar dis splinternuwe mense. Dis mense met die gawe van gasvryheid om jou net welkom te laat voel. Dis gewoonlik die mense wat by die deur groet. Dat as jy hier instap, dan voel jy net, ag nee man, hierdie mense is klaar lief vir my. Ek weet dit. Die gawe van intersessie, om te kan bid. En nie net om te kan bid nie, maar om te kan deurbid. Om te sê, Here, ek gaan nie uit hierdie vertrek uit, totdat U my geantwoord het nie. Here, ek gaan nie U kleed los, totdat U deurgekom het vir my nie. Dis mense met die gawe van intersessie. Nou, ek wil net hier 'n nota maak, en dit is eintlik op toepassing van al die gawes. Jy moenie jou gebedslewe afskeep, net omdat jy nie die gawe van intersessie het nie. Jy moenie dink dat dit vir jou minder belangrik is of minder nodig is om te bid, net omdat jy nie so gereeld in die gawe van intersessie gebruik word nie. Dit is nog steeds vir jou belangrik. Dit is nog steeds vir jou belangrik om gasvryheid te hê.
Nog steeds vir jou belangrik om geloof te hê, alhoewel dit dalk nie jou gawe is nie, is dit nog steeds vir jou belangrik. 'n Woord van kennis. Dis gewoonlik mense wat 'n bonatuurlike insig oor 'n ding het. Wie is dit wat my vertel het van die ou wat op die olielyne werk? Is dit iemand hier? Is iemand wat op die olielyne gewerk het en die ou die gawe van of die 'n woord van kennis gehad, dan is daar 'n lek op die olielyne, kilometers iewers te onder die see. Dan as hy by die toneel opdaag, dan sê hy vir die mense, die lek is daar, daar en daar. En as hulle gaan kyk, dan is dit daar. Want die Here gee vir hom 'n woord van kennis. Dis om bonatuurlike insig te hê oor aardse dinge, oor dinge wat hier op aarde aangaan. Nou die woord van wysheid is amper dieselfde, maar ons kom nou by hom uit. Die gawe van leierskap is die gawe om mense te rig en te inspireer met 'n visie. Dis iemand wat jou so kan opsweep en opgewonde maak oor die idee dat jy voel jy het dit uitgedink. Hulle maak jou so opgewonde oor hulle plan dat jy voel, ja, maar ek droom nog my hele lewe hieroor. Daar's sulke mense. Dan is daar die gawe van genade, mercy. Dis mense wat jy kan na hulle toe kom in jou mees gebrookste, mees stikkende tyd en hulle gaan jou net lief hê. Hulle gaan jou net aanvaar. Jy kan op hulle skree en skel en te lyf gaan. Hulle gaan net lief wees vir jou. Hulle gaan jou net vashou en jou druk en sê dis oukei. Dit is geskenk om liefdevol en prakties na mense in nood om te sien. Die gawe van wonderwerke is die gawe om bonatuurlike dade te doen wat God se krag demonstreer. Nou daar is sekere gawes waarvoor 'n mens versigtig moet wees, want daar sekere gawes wat jou selfbeeld so bietjie opblaas, wat jou so bietjie goed laat voel oor jouself. So hierdie is een van hulle. Wees versigtig dat jy nie die eer vir dit wil ontvang nie. Die gawe van 'n herder of 'n pastoor/herder is die geskenk, die gawe om mense geestelik te versorg, te beskerm en op te lei. So die pastoor vir wie ek gewerk het in Parys, hy het die gawe, hy was 'n herder gewees. Die Here het hom gebruik as 'n deur en deur. Hy kon 37 huisbesoeke in 4 ure aflê en almal van hulle was suksesvol gewees. Hy het nie die gawe gehad om mense te laat voel, hy gee om oor hulle, hy beskerm hulle, hy lei hulle op. Dis die gawe om 'n herder te wees. Die gawe van profesie is die vermoë om direk vanuit God se hart en met sy bedoelinge te kan praat. Dit beteken om mense op te bou, te waarsku, te bemoedig of te bring tot by die punt waar hulle tot by belydenis kom. Profesie is nie waarsêery nie. Profesie is nie voorspelling nie. En ek dink dis 'n kopskuif wat ons moet maak oor profesie. Profesie gaan nie vir jou toekoms vertel nie. Dis God se manier om direk in jou lewe en in jou situasie in te spreek. En dis waarvoor God profete gebruik. So, julle gaan dit nie op Google kry nie, dis my persoonlike opinie, dat God gebruik gewoonlik profete, wanneer mense nou vir te lank nie wou luister nie. Want hy gaan met jou in jou hart eers praat. En hy gaan weer met jou in jou hart praat. En hy gaan weer met jou hart praat, maar as jy aanhou om nie te luister nie, gaan hy 'n profeet stuur, sodat dit wat in jou hart klaar is, bevestig word. Dis hoe profesie, die gawe van profesie werk. Die gawe van onderwys of lering is die gawe om riglyne en die diepte van die skrif te leer en toe te pas. Dis mense wat die gawe het om 'n eenvoudige Bybelvers, iets wat jy nog
jou hele lewe lank hoor en dis nie vir jou nuut nie en jy het dit, jy verstaan dit, maar daai een persoon kan dit net op so 'n manier verduidelik dat dit skielik maak dit vir jou 'n hele wêreld oop en in een sinnetjie met 5 woorde verander hy jou lewe. Die gawe van lering. Dan is daar die talegawes, is die gawe van tale en die vertaling of die uitlê van die tale. So God gee aan elkeen wat deur die Heilige Gees gedoop is, wanneer dit sy tyd is, 'n taal om in te praat. Ons weet dit is 'n gawe wat vir elkeen is, maar dis nie die een waarvan ons hier praat nie. Die gawe van tale is iets anderste. Is bietjie meer. Dis gewoonlik die mense wat sal opstaan in 'n diens en in 'n taal sal profeteer wat vir jou nie verstaanbaar is nie. Maar die twee loop ongelukkig hand in hand. Dat wanneer die taal uitgaan, moet daar iemand wees met die gawe van uitlê om dit te kan vertaal sodat ons dit kan verstaan. Dan is daar 'n woord van wysheid. Baie amper dieselfde as die woord van kennis, maar is meer uit God se hart uit vir jou situasie. Dis nie profesie nie. Dis wanneer jy met iemand gaan praat en hulle kon net vir jou die regte geestelike advies gee. Hulle kon net vir jou iets sê wat jy nie op jou eie kon besef nie en God het net aan hulle iets geopenbaar wat jy in jou eie gedagtes nie bymekaar kon maak nie. Dit is die vermoë om God se wysheid toe te pas in komplekse situasies. Hierdie gawe bring duidelikheid, strategie en geestelike insig waar ander dalk verward is. Dis dikwels 'n reënboogantwoord uit die hemel vir 'n spesifieke tyd. Nou, die wêreld het die reënboog nou al so vervals en sleg gemaak. Maar dis eintlik God se belofte aan Noag gewees, die reënboog. En 'n woord van wysheid is wanneer soos God vir Noag deur die reënboog gesê het, ek gaan dit nie weer doen nie. Net so gebruik die Here sekere mense om vir jou 'n geestelike insig en kennis te gee oor situasies in jou lewe wat jy nie lekker verstaan nie. So ek moes eintlik al gesê het ek het afgesluit, maar ek het vergeet. So ons gaan nou Ek wil jou uitdaag op jou eie tyd in jou binnekamer gaan maak erns met die gawes weer. Dis tyd dat ons as gemeente sal opstaan in die gawes wat die Here vir ons toevertrou het. Ons kan nie nog langer in die banke sit en net ontvang nie. Ons kan nie aanhou. Het julle al daai kinders in 'n Checkers trolley gesien? As sy ma met die sweetsrak afstoot. Myne, Emily. Ons kan nie langer so in hierdie banke sit en net sê myne, ek wil nog hê. Nee, iewers moet ons begin gee. Iewers moet ons begin sê, okay, Here, U het nou vir my gegee. Wat doen ek daarmee? Vir wie deel ek dit uit? Verniet het jy dit ontvang, verniet gaan jy dit weer gee.